Hallo julle en welkom by vandag se video. Vandag gaan ons bietjie kyk na praktiese vaardighede. Die graad 8, 9's en graad 10's kan hieruit baat. Kom ons spring sommer dadelik in. So die eerste ding waarna ons gaan kyk is ons hipotese. Ons hipotese is wat ons dink gaan gebeur. So kom ons sê ons wil meet hoeveel ure Jannie geleer het vir wiskunde, so ons verwag dat hoe meer hy geleer het vir wiskunde, hoe beter sy punte gaan wees. So wanneer ons 'n hipotese of 'n ondersoekvraag gaan skryf, begin ons altyd met die afhanklike, veranderlike en dan het ons die onafhanklike later. Okay, so ons hipotese is, gaan skryf ons dan dat die verband tussen my afhanklike direk eweredig is aan my onafhanklike veranderlike. My ondersoekvraag moet nog steeds begin met my onafhanklike. So ons ondersoekvraag skryf is, wat is die verband tussen my afhanklike en my onafhanklike veranderlike. Okay. Dan gaan kyk ons vinnig na wat is ons afhanklike veranderlike. Ons afhanklike veranderlike is dit wat gemeet word. En ons onafhanklike is dit wat ons verander, so dit kan deur ons verander word. Okay, so as ons weer gaan kyk na ons voorbeeld van Jannie, waar ons gesê het sy wiskundepunte en sy ure wat hy geleer het. My wiskundepunte gaan afhanklik wees van die aantal ure wat ek geleer het. So hierdie is my afhanklike en hierdie is my onafhanklike. Dit is ook maklik om te sien dat my punte die een is wat ek gaan meet en my ure wat ek geleer het is die ding wat ek kan verander. Okay, dan gaan ons kyk na akkuraat en presies. So as ons gaan dink aan 'n bullseye, hierso kom my Engels bietjie uit. So ons gaan bietjie darts gaan gooi en hierso is my bullseye en al my ander, hoe dit ook al lyk. As ons gaan kyk na akkuraat. Akkuraat is as ek hom presies in die middel gaan kry. So dit is akkuraat. Presies beteken ek het 2 of meer van my punte lê op dieselfde punt, maar dit is nie noodwendig die regte antwoord nie. So kom ons sê, my gemiddeld vir iets is 20,3. En ek het my 3 verskillende punte, so my eerste ene is 19,6 en my ander ene is 20,4 en my ander ene is 20,3. Ons gaan sê dat hierdie akkuraat is, want dit is baie naby aan die eintlike getal. Maar kom ons sê ek het 'n ander eksperiment wat ek gedoen het en ek kry maar dit is glad nie dieselfde as wat dit veronderstel is om te wees nie. Maar die punte is baie naby aan mekaar. So ons kan sê dit is presies. Okay, so dis die verskil tussen akkuraat en presies. Dan, as hulle ons ooit vra, is iets betroubaar? Iets is net betroubaar as jy jou eksperiment herhaal het. So jou eksperiment moet ten minste 3 keer herhaal word. Dan kan jy sê, jou data is betroubaar, of jou studie is betroubaar. As jy 'n studie net 1 keer gedoen het, en jy kry sekere punte, is jou studie nie betroubaar nie. Dit mag dalk akkuraat of presies wees, maar is nie betroubaar nie. Dan, as iets regverdig is, dit is wanneer jy net 1 veranderlike, of 1 hoeveelheid verander. So, 'n voorbeeld sal wees,
Kom ons sê ek wil kyk of 'n nuwe tablet help met gewig. So ek wil 'n pilletjie druk en ek wil gewig verloor. So wat ek doen is ek vat 10 mense en ek gee vir 5 van hulle die pille en vir 5 van hulle kry geen pille nie. Hulle kry 'n suikerpilletjie. So hulle dink hulle drink die eintlike pilletjie, maar hulle doen nie. So as dit 'n regverdige studie is, gaan ek vir al 10 mense sê, hulle moet dieselfde hoeveelheid oefen en hulle moet dieselfde aantal kalorieë in 'n dag eet. Ek kan nie vir een groep sê wat pille drink, okay, julle moet nou 30 minute gaan oefen en julle mag glad nie oefen nie. Okay, so dit sal nie regverdig wees nie. As iets regverdig is, beteken dit dat ek net een fisiese hoeveelheid gaan verander. Okay, dan ons grafieke. Ons het altyd 'n opskrif by ons grafiek, so ons opskrif is altyd om die verband tussen my afhanklike en my onafhanklike te toon. Of jy kan net sê, grafiek om die verband tussen my afhanklike en my onafhanklike veranderlike te toon. Okay, my skaaldelings moet veelvoude wees van 1, 2 of 5. So wat ek daarmee bedoel, is as ek hierso my skaaldelings gaan doen, kan ek nie 7, 14, 21 nie. Dit moet veelvoude wees van 1, 2 of 5. Okay? My afhanklike kom altyd op my y-as. So hoe ek daaraan dink is, hy's lank. So my y het 'n stertjie wat afhang, so dit is my y. En my x is 'n plat enetjie, so hierdie is altyd my onafhanklik en hierdie is my afhanklik. As hulle dit vir jou in 'n tabel gee, dis nie altyd so nie, maar meeste van die tyd, 99% of the time, is hierdie altyd my onafhanklike en my afhanklike kom later. Okay. Ons eenhede, wanneer ons die tabel gaan teken, moet jy altyd sê wat dit is. So as ons teruggaan na ons voorbeeld van gewig en pille, so ons moet eers gaan uitfigure, so ons twee veranderlikes is pille en die ander ene is gewig. Okay. So ons gaan sê dat die pille onafhanklik is en ons gaan sê dat die gewig afhanklik is, want my gewig gaan afhang van die milligram pille wat ek drink, byvoorbeeld. So hierso onder sal ons milligram hê. So hierso sal ons sê en hierso sal ons sê gewig, of liewerste massa. My graad 10's gaan hierdie jaar leer van die verskil tussen gewig en massa. Massa, en dit meet ons in kilogram. Okay, so dit is belangrik dat ons dan die eenhede in hakkies moet skryf langs aan. Okay, ons gebruik dan klein kruisies om te plot. So ons teken al ons datastelle kom dan mooi so op die grafiek. En dan al wat ek gaan doen, is ek gaan my lyn van beste pas trek. So my lyn van beste pas wil hê dat ek dieselfde aantal lyntjies bo en onder gaan hê. So, okay, so ek het 2 kruisies bo die lyn en 2 kruisies onder die lyn, so ek het my lyn van beste pas geteken. Okay, en dit moet verleng word, sodat dit aan 'n as raak. So ek het dit verleng, dit loop deur daardie as. Okay. En dit is dit vir hierdie les. Ek hoop dit het julle gehelp en ek sien julle vir die volgende een.